hoofstuk 7. Terwyl die woord van die Here daar oop lê, kom ons buig die hoofde. U kan weet dat U is die Here, die God van ons hart, en dat U al voorsien. Daar die teks wat ons nou gelees het, wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Daar is niemand soos U nie. Ja, Here, niemand soos hy. Die blinkmôre ster, die skoonroos van Saron, die lelie van die dale. Here Jesus, dis voor U wat ons in hierdie oggend neerbuig. Die begeerte van ons hart, Here, is dat U naby sal kom. Nie net nou nie, maar in ons stilte tyd. Nie net in ons stilte tyd nie, maar in ons alledaagse lewe. Dankie dat ons nou tot U mag nader en vir U dankie sê, vir al U wonderwerke wat U gedoen het en gedra het. Here, ons eer U dat U saam met hulle was wat in operasie was. Dink aan Bianca en Omeni en Sharon. Ag Here, dankie dat U deurgedra het. Maar Here, nou wil ons ook bid en vra Here dat U harte sal vertroos wat seer het. Wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Dankie dat ons kan weet, U is die groot kardioloog, die hartspesialis, wat die hart kan vertroos. Dit wat net God kan doen. Sal U ook daardie werk vir hulle doen. Here Jesus, ons wil verder kom bid en vra vir die kinders en die jeug, dat U in besonder in tyd waarin ons lewe, ons kinders en ons jeug, U hand oor hulle sal hou, wat met soveel aanslae, soveel dinge van buite te doen kry. Here Jesus, ons eer U vir Vrydag aand, die mooi groep wat hier opgedaag het. Ag Here, dat hulle so ywerig sal voortgaan, en die kerk van vandag sal wees. Nie net die kerk van môre, maar die kerk van vandag. Ons bid vir hulle, dat U hulle sal gebruik in U hand. Here Jesus, nou vra ons met U woord, kom wandel onder ons, Here, soos U gewandel het, onder die 7 gemeentes in Klein-Asië, dat U ook vanmôre hier onder ons sal wandel. En onder ons sal wees, en dat U vir ons 'n God sal wees, en dat ons vir U kinders sal wees. Ons dank U, Here Jesus, dat U vir ons gesterf het aan 'n kruis. En ons vra, Here Jesus, dat U wat op die troon sit, dat U ook vanmôre verheerlik sal word. Ons eer U, Here Jesus, en ons aanbid U. In Jesus naam. Amen. Lukas hoofstuk 7, lees ons saam vanaf vers 36, die baie bekende verhaal. Ek glo U elkeen het al van die verhaal gehoor en ken dit. Die opskrif daar is die sondares, wat die voete van Jesus gesalf het. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem het, dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy albasterfles geneem, gebring, en agter by sy voete gaan staan, en geween. En sy het sy voete
begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het hom 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, sê hy dit aan albei, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? So die een skuld hom 50 en die ander een skuld hom 500. En hy spreek hulle albei vry en sê, okay, julle hoef my nie te betaal nie. Ons skryf daardie skuld af. Wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het dit met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe, want sy het baie lief. Maar hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was, by hulle self te sê, wie is hierdie man, wat selfs sonde vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. So hier vind ons dan die bekende verhaal van die vrou wat Jesus se voete gesalf het. Nou daar word gepraat van 'n paar Marias in die woord en ons vind hier 3 van hierdie Marias. Selfde een is elke keer nie seker nie, want daar was Maria Magdalena, Maria die eenheid wie geestig gedryf is, en ander Marias, en dan hierdie ene, maar ons vind hier 'n vrou met die naam van Maria aan die voet van die Here Jesus. Ons vind by die etensmaal waar Martha en Maria gearbei het Martha in die kombuis en sy het kom klaar by die Here Jesus. Hoekom sit Maria aan die voete van Jesus en sy moet kos maak? En wat was Jesus se antwoord aan haar? Maria het die beter plek gekies. Ander Maria in Johannes 20:21, toe die Here Jesus opgestaan het, kom Maria by die Here Jesus en sy val voor die voete van hierdie Jesus neer. En die vraag in hierdie oggend, as ons kyk na hierdie gedeelte, met die woorde wat ons hier lees, waar die Here Jesus vir Simon vra, wie van hulle sal die Heer die meeste lief hê? Wie van ons het die Here Jesus die meeste lief? Dis die vraag wat die Here Jesus vra. Hier kom 'n vrou in, aan tafel. Nou heel eerstens, die Here Jesus gaan aan huis, by 'n fariseer. Nou die fariseërs, die predikers van daai tyd, met hulle mooi gelaat en hulle klere,
Dan sal ons dink, maar die Here Jesus het nie met hulle gemeng nie. Die Here Jesus het meer net met die sondaars. Hy het. Die Here Jesus het homself gaan meng met die op die marksplein. By die sondaars en die hoere en die tollenaars. Maar hier vind ons, en in Johannes 3, dat die Here Jesus maak ook tyd vir die fariseërs. Ek wil amper sê met predikers vandag, baie predikers vandag moet ook gered word. Baie welaf mense moet ook gered word. Dink deesdae baie aan daardie teks, waar die woord van die Here sê, dis moeilik vir 'n ryk man om in te gaan. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die hemel in te kom. Aan die ander woorde, wat doen ons? Ons los hulle, want dit is vir hulle moeilik. So ons gaan spandeer die tyd met die armes, wat makliker is om te bereik. En ek wonder, hoeveel skuld het ek daaraan, dat ek die rykes verbygeloop het. Want die skrif sê ons is moeilik, so hulle is moeilik, so ons los hulle. En die godsdienstiges, hulle is ook moeilik. En die Here Jesus het by hulle gaan stilstaan, om ook hulle siele te win. En die Here Jesus daar aan tafel, gaan eet by hom, terwyl die Here Jesus geweet het, hulle is eintlik wit gepleisterde grafstene. Gaan lees Matteus 22 en jy sien, wat sê die Here Jesus van die fariseërs, en tog, gaan hy aan tafel, en hy gaan in daar waar hy genooi is. En toe 'n vrou wat in die stad, wat 'n sondares is, daarin gekom, en die Here Jesus dink vir 'n oomblik aan haar, en dan gaan die gedeelte oor die liefde. Wie het hom lief? Nou ons weet die samevatting van die wet. So daar is 613 wette. En hulle kom by die Here Jesus en hulle vra vir die Here Jesus, Here, wat is die grootste van al die wette wat daar is? Wat se een is eerste? As u alles moet saamvat en alles onder een hoof, wat se een sal u sê, Here? Die Here Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê. Met 'n gedeelte van jou hart, met 'n gedeelte van jou siel, net met 'n gedeelte van jou lewe. Nee. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en verstand. Die gedagte oor verstand, dat die Here Jesus jou verstand sal oorvat. Die Engels sê consume, en beheer sal word van alles. Hy sê in die woord, want ons het die sin van Christus, we have the mind of Christ, dat die liefde vir die Here Jesus ons lewe sal oorvat. Wat is die geheim om die Here Jesus lief te hê? Paulus skryf en hy sê, die liefde van Christus dring my, omdat hy ingesien het en besef het, hoe lief die Here Jesus hom het. Daarom kon hy die Here Jesus lief hê, met die liefde wat die Here Jesus vir hom gegee het. Besef hoe groot sondaar hy was, daarom sê hy, die liefde van Christus dring my. Nie my liefde nie, maar Christus se liefde dring my. En ook Romeine 5 vers 7, waar hy sê, dat hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was, om te dink dat iemand ons lief gehad het, toe ons nog sondaars was, en daarom dat ons hom sal lief hê. Romeine 8 vers 37 tot 39 sê Paulus, skryf hy, want ek is verseker. Nou as jy verseker is jy seker. Paulus sê, ek is verseker, dat geen dood of lewe of mag of toekomstige of owerhede of magte of enige ander skepsel my sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. En hy is so vas aan daardie liefde wat Christus het, daarom dat hy Jesus kan lief hê. Hoe weet ons of ons God lief het? Of ons Jesus lief het? Johannes 8 vers 42 sê,
As God julle Vader was, sou julle my lief gehad het. So baie sê hulle het God lief, maar hulle verwerp die Seun. Dan het hulle ook nie die Vader lief nie, want jy kan nie die Vader lief hê en die Seun verwerp nie, want hulle is een. Wat is liefde? Liefde is, wil ek eintlik sê, 'n werkwoord, waar ons lewe aflê. Wat is die grootste bewys van liefde? Waar is liefde? Hoe lyk liefde as liefde loop? Hoe lyk liefde? Is liefde 'n swinkie op die mond? Is liefde, ek is lief vir jou, om te sê? Of lyk liefde soos dit wat hier voor is? Soos 'n kruis. Want so lief, dis hoe liefde lyk. Jesus sê, ek het julle so lief, dat ek lê my lewe vir julle af. Dis liefde. En dan gaan die Here Jesus verder, hy praat so baie oor die liefde. Hy sê, wie vader of moeder bo my lief het, nou ek het my pa verskriklik baie lief. Ek sal gebreek wees as my pa die dag moet afsterf. Nou kom die Here Jesus en hy sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Is ons kinders baie lief, maar ons moet versigtig wees, dat ons nie ons kinders lief het, bo ons liefde vir die Here Jesus nie. Paulus sê, hy beskou alles as drek, om Christus as wins te verkry. Jesus het sy gedagtes, sy hart, sy lewe consume, oorgevat, gelewe vir die Here Jesus. Waar kom hierdie vrou se liefde vandaan? As ons nou na kyk, wat het sy uitgebeeld om te wys dat sy hierdie Jesus lief gehad het? En hoe belangrik is die liefde vir die Here Jesus? Vir Jesus. Hoe belangrik is dit vir die Here Jesus? Lees daar in 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. As iemand die Here Jesus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Het ons die Here Jesus lief, liewe vriende? En is ons waardig om hom te aanbid? Van al die gawes wat daar in die Bybel is, van tale en genesing en profesie, wat se een sê? En kom ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En hy wys vir hulle die hele hoofstuk van liefde, 1 Korintiërs 13. Wat sal dit baat as ek alles het, maar ek het nie die liefde nie? Wat sal dit baat as ek geloof het om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie? Wat sal alles my baat? Wat sal hierdie wêreld as Christus nie my alles is nie? If Christ is not worth everything you have, he is not worth anything you have. As hy nie so waardevol is om alles te hê nie, is hy waardevol om niks te hê nie. Are the things you are living for worth Christ dying for? Dis dinge waarvoor jy lewe, so waardevol dat Christus vir dit gesterf het. Christus gesterf vir jou huis. Christus gesterf vir jou kar en jou medies. Gesterf vir siele. Ons sien in die liefde. Daar is 'n liefde, 'n stors van liefde, 'n liefde vir familie, 'n eros liefde, 'n seksuele liefde, 'n phileo liefde,
vir 'n broeder of suster, en dan die agape liefde, agape, 'n goddelike liefde. Nou God het ons lief met 'n goddelike liefde. En toe Petrus daarby, nadat hy die Here Jesus verloon het, en hy teruggaan het na sy werk en gaan visvang het, en die Here Jesus sê, gooi net die net aan die ander kant, asof dit nou verskil sal maak, en dit maak verskil, en hulle nette wil skeer, en Petrus spring af uit in die water, en hy swem kant toe, en Jesus vra vir hom daar die 3 kere, Petrus, het jy my lief? Agape. Petrus, het jy my lief? Agape. Hy sê, ja, Here. En Jesus vra hom die 3de keer, het jy my phileo? Nie agape nie. 3de keer vra hy, phileo. Met ander woorde, Petrus, hou jy daarom van my? Petrus, het jy daarom tyd vir my? En Petrus breek en hy sê, Here, U weet alles. U weet ek het verloon, U weet ek het teruggaan na my werk, U weet alles. Die Here Jesus vra ons ook baie keer, het jy my regtig lief? Nou baie het jy my lief. Ons kyk na hierdie vrou se, na die gedeelte, en ons sien heel eerstens 4 goed waarna ek wil ons moet kyk. Heel eerstens sien ons vir Simon, die godsdienstige wat die woord geken het, godsdienstig om tyd te maak vir die Here en vir die woord, tyd te maak vir gebed. Hierdie ou heel waarskynlik heel voor die koor gestaan, hande opgelig. Hierdie ou heel waarskynlik vir op die hoeke van die straat gaan staan en gebid, of vir armes of vir siekes gaan bid. Hierdie ou, 'n godsdienstige, hulle wat groot byeenkomste reël en soms daag baie op. Dink in die tyd waarin ons lewe, daar is soms massas, en hulle soek sensasie en daar's opsweping, en alles is daar. Ligte is daar, rook is daar, alles is daar. Ja, praise and worship. Soos daar die fariseer. Die vraag is, het hulle hom lief? Stap daar uit en leef soos die wêreld. Het hulle hom regtig lief? Of bedrieg hulle self? Daar's so baie wat vandag in kerke sit, baie godsdienstig. Maar ons dalk hierdie een ding wat ontbreek. En dit is die liefde vir die Here Jesus. En ons kan vir mense lieg om die massas te trek en dat hulle ons like. Maar want ons hulle nie regtig gelief nie. Want as ons hulle lief het, sal ons vir hulle die waarheid sê, dat hulle moet die Here Jesus lief hê, anders is dit te vergeefs. As ek kyk na sekere groepe, dan sien ek, en ek luister na boodskappe, dan hoor ek net die mens, hoe goed is die mens. Dan sê ek, by myself, hierdie mense het Jesus nie lief nie. Hierdie mense het hulle self lief. Hulle is hier vir hulle self, sodat dit met hulle goed kan gaan. Is nie daar regtig vir die Here Jesus nie. Ander, in die gereformeerde kringe, weet ek van baie, en ek ken hulle persoonlik. Hoor hierso, daar's mense, wat vir Johannes Calvin lief het. Nou, ek weet nie wie van u weet wie Johannes Calvin nie, maar hoor hierso, daar's ouens wat vir Johannes Calvin lief het. Hulle volg daai ou so na. Daai ou is hulle God. Ja, jy kry ander ook. Ander het weer kerke lief. En dan 'n groot fout wat ons ook baie keer kan begaan is om die dominee lief te hê.
sê baie keer is ons dominee aanbidders of pastoor aanbidders, terwyl ons die Here Jesus moet lief hê, bo alles. En ons sien verder, hierdie vrou besit die regte kwalifikasie om Jesus lief te hê. Wat sal u sê is die regte kwalifikasie? Wanneer jy gaan werk soek, moet jy die regte kwalifikasies hê, of anders kry jy nie daai werk nie. Jy moet dit kan doen. Jy moet, as jy met mense werk, moet jy 'n menseverhouding kan hê. Nou, wat was hierdie vrou se kwalifikasie? Sy uitstaande kwalifikasie om Jesus lief te kan hê. Vers 37. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem. Vers 39. As hy 'n profeet was, want in Lukas 7 vers 16 het hulle gesê wragties, hierdie ou is 'n profeet. En nou begin hierdie Simon dit bevraagteken, maar as hy 'n profeet was, sou hy geweet het watter soort vrou hierdie was wat hom aangeraak het. Want sy is 'n sondares, met ander woorde 'n straatvrou, 'n slegte vrou. So wat is die kwalifikasie om die Here Jesus lief te hê? As jy 'n straatvrou wees om die Here Jesus lief te hê, besef jy's 'n sondaar. Jesus sê ek het gekom in die wêreld om regverdig te roep, maar sondaars tot bekering. Die verlore skaap, die sondaars, die wat verlore is. Want die Seun van die mens het gekom om te red en te soek, die wat verlore is. Ons praat Vrydag aand, hoe moeilik is dit vir iemand wat godsdienstig is om gered te word? Want die duiwel het twee leuns wat ek al van vertel het. Of jy dink jy's te goed om gered te word, of jy dink jy's te sleg. Hierdie vrou het waarskynlik gedink sy's te sleg om gered te word. 'n Suster toe ek in die hospitaal was, deel ek hier Way of the Master met haar en sy sê nee, jy verstaan nie, ek is te goed. Ek het nie nodig om gered te word nie. Ek is 'n goeie mens. Sommige mense dink hulle is te goed om gered te word, maar om gered word. Die kwalifikasie om Jesus meer lief te hê, is om meer jou sonde in te sien. Ons dink baie keer, okay, ek is my van geen ding bewus nie, maar sodra jy in die teenwoordigheid van God inkom, soos Jesaja 6, toe Jesaja in die teenwoordigheid van Jesus inkom, en hy sien die engele wat hulle voete en hulle gesigte en wat vlieg, en hy hoor hoe roep hulle hierdie Jesus toe, heilig, heilig, heilig. Dis wat hulle hom toeroep. Nie liefde, liefde, liefde of genade, genade, nee, heilig, heilig, heilig. En Jesaja sien sy onheiligheid. En die volk se onheiligheid. En hy sê, Here, ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Hoe kan ek U aangesig, Here, hoe kan ek U verkondig? En die engel bring 'n koolvuur van die altaar en raak sy lippe aan, sodat hy kan spreek. So die probleem baie keer is, ons sien nie altyd ons sondige toestand in nie. Ons kan baie maklik die splinter in iemand anders se oë raak sien, maar ons sien nie altyd die balk in ons eie oog nie. So wat moet gebeur? Ons moet insien dat ons is sondiger. Ek wonder as ek dit kan beskryf. Ek soek gou 3. Mia, kom hier so. En jy maak jou langs jou. Sommige en jou sussie ook, julle 3. Kom julle 3 gou hier so. Gou ietsie. Net dalk uit beeld. Ok, kom staan jy aan hierdie kant. En jy ook, kom staan jy aan hierdie kant.
Jy is nog die jongste, die onskuldigste. So kom ons sê, stel voor, sy is die Here, né? Net gou vir 'n oomblik. En Paulus, kom ons vat jou as Paulus. Paulus is seker die wonderlikste ou in die Nuwe Testament. 'n Helfte van die Nuwe Testament geskryf. Né? Stem jy saam? Die Here Jesus het homself 3 keer aan Paulus gaan vertoon. 3 keer by Paulus stilgestaan. Ek sal sê, Paulus is naas Jesus, naas Johannes die Doper, seker een van die mees merkwaardigste figure. Paulus. So kom ons stel voor, jy is Paulus. Né? Baie naby. En ons stel voor, jy is jy. Né? Ok, so, jy is hier. Waar sal ons vir Paulus sit? Tussen 'n sondaar en Jesus. Wat sal u dink? Waar gaan ons vir Paulus sit? Huh? Nee, glad nie. Daar so. Net so sondig. Paulus sê, Christus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Dankie, julle kan gaan sit. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. I am the chief of all sinners. As vir iemand vra, hoe goeie mens is jy? Dan gaan mense nie wag om vir jou te sê, hoor hierso, hoe goed ek is nie. As jy vir mense vra, hoor hierso, hoe sondig is jy? Paulus sê, as ek roem, sal ek in my swakheid roem, sodat die krag van Jesus verheerlik kan word. Kwalifikasie om ons sonde in te sien hoe sondig ons is. Al is ons gered. En hoe meer, ek wil amper sê, Dominee Daan kan dalk sê ja of nee, maar het vir my, asof hoe nader 'n mens aan die Here kom, hoe veiliger voel 'n mens. Is dit so, Dominee? Hoe nader jy aan die Here kom, nie hoe skoner en wonderlik en heilig voel jy nie, hoe veiliger. Wee my, ek is verlore, ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein is. En hierdie vrou, wat jou waarskynlik gehoor was, 'n straatvrou, hoe vuil moes sy nie gevoel het nie. En hierdie vrou het 'n ontmoeting met die Here Jesus. En ons sien hier, die Here Jesus sê vir haar, jou sonde is jou vergewe. Ek kan nie dink, as daai vrou vandag Afrikaans was, sou sy gesing het wat ons sing, blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smag ek sy vrede in my gemoed. Of, o blye dag, daardie dag, dink u sy het ooit in haar lewe, daai dag vergeet, waar sy by die voete van die Here Jesus gaan kniel het. Dink u sy daai dag vergeet? Of sou sy sing, o blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. Ek juig terwyl ek dankbaar kniel oor Jesus wat my redder is. Blye dag, die einde van 'n sonde nag. Wat 'n dag. En sy kon sing, ek was by Jesus vir die reiniging en hy het my gewas. My Jesus het my van my sonde bevry. Hy verlos my van Satan se dwingeland. Hy halleluja hom die ere. Halleluja, amen. Halleluja hom die ere. Hy het Satan oorwin. Daarom kan ek vry wees. Of soos ons sing, weggerol. Al die laste van my hart het weggerol. Daardie vrou
het baie laste gehad, baie seer, baie misbruik, verniel, baie sonde, en vir eens verlos. Verlos, o my siel gaan vertel dit. Die bloed van die lam maak my vry. Verlos deur sy groote genade. Hoe wonderlik moes dit gewees het. Derde punt sien ons haar lewe hierna. In vers 50 staan daar, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Vergeet die dinge wat agter is. Strek jy uit na wat voor is. Ek sê vir jou, vrede vir jou. Die Here Jesus sê, vrede. Jou vergewe. Jou vergewe. Ek dink nie weer daaraan nie. Ek weet van 'n geliefde vriend van my, het by die Here uitgekom en sy vrou het ook goed gedoen en sy het by die Here uitgekom en op 'n dag toe herinner hy haar en hy spreek haar aan oor dit wat sy gedoen het voor haar redding en hy hou dit wat sy gedoen het voor haar redding in haar gesig. En haar vrou trek los en sy slat haar man op die lip. Eerste keer in sy lewe, wat het nou gebeur? Sy sê vir hom, die Here Jesus het my vergewe. Wie's jy om dit terug te gooi in my gesig? Maar Jesus het my vergewe. Hy het dit nooit weer opgebring nie. Haar lewe verander. Daar was 'n bewys dat sy hom lief gehad het. As ek baie keer kom by die ouer tannies, die mense wat op sterwe lê, waaroor kan hulle praat? Ek het nou die dag 'n besoek gedoen by 'n ou tannie. Nou wil ek bietjie praat oor die ou dae en raai wat, daai tannie kan oor niks anders praat as oor Jesus nie. Jesus consume haar lewe. Het haar lewe oorgevat. Sy sien in elke bladsy, in elke verhaal, soos hierdie, sien sy Jesus. Dis al wat sy raak sien. Sy sien net Jesus raak. In Johannes 3 vers 18 tot 20 sê die Here Jesus, hieraan sal hulle weet, julle liefde onder mekaar, julle liefde vir my, julle my gebooie onderhou. Hieraan sal mense weet. Ons kan in iemand se teenwoordigheid sit en ons kan weet of hulle Jesus lief het. Want Jesus is op hulle lippe, hulle hart, hulle lippe verklap wat in hulle hart aangaan. Hulle lippe verklap dat hulle hart gaan nie oor Jesus nie, of hulle lippe verklap dat Jesus, hierdie persoon se lewe gaan oor die Here Jesus. Dink julle hierdie vrou het daarna die sonde lief gehad? Sy het die sonde gehaat. Ja, sy was hierna, het sy waarskynlik nog sonde gedoen, sonde geval so nou en dan. Maar sy het die sonde gehaat. Dink u hierdie vrou het in vyandskap met kinders van die Here geleef? Of sy liefde gehad vir die kinders van die Here? Dink u hierdie vrou het geleenthede bygewoon waar kinders van die Here by mekaar gekom het? Ja. Haar begeerte was om tussen die te wees wat Jesus lief het. As ons sê dat ons hom lief het, en ons het nie ons broers en susters lief, en sê Johannes, dan lieg ons. En die waarheid is nie in ons nie. As ons kyk na hierdie vrou se lewe, is daar 'n paar goed wat ons kan raak sien. In vers 37 sien ons haar sonde. In vers 37
sien ons haar offer. Dit kos haar iets om Jesus te volg. Dit het haar daai dag gekos. Sy het 'n albasterfles gebring met kosbare nardesolie salf. Wat so kosbaar daaraan? En daai tyd het hulle 'n bankrekening gehad wat hulle pensioen kon instoot en op hulle ou dag iets hê? Nee, hulle het nie. So hulle het kosbare nardesalf gekoop en glashouers verseël sodat hulle dit weer kon verkoop op hulle ou dag om dan van te leef. Kommentaarskrywer skryf dat hierdie vrou het haar pensioen as te ware. As sy geld gekry het, sy dit gekoop. En dit het sy kom breek oor die Here Jesus en hom gesalf. Daar is 'n ander verhaal in Matteus waar vrou ook deur Jesus gesalf het, ook in Maria, selfde verhaal, dink ons nie. En Judas Iskariot sê, nee Here, moenie toelaat dat sy dit breek en oor u uitgiet nie, want ons kan daai nardesalf vir baie geld verkoop en dit vir die armes gee. En die Here Jesus sê, die armes het julle altyd by julle, maar sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. En dan vertel die Here Jesus, daar oral, ook al, waar verkondig sal word van my kruisdood, sal ook verkondig word van hierdie vrou, wat die olie op my uitgegiet het, as salf vir my begrafnis. Oral waarvan die kruis verkondig sal word, sal van daardie vrou verkondig word. So ons sien haar sonde, ons sien haar offer, en dan sien ons ook haar seer in vers 38. Sy by sy voete gaan staan en geween, soveel so, dat sy Jesus se voete nat gehuil het. Nou wil ek die vra, hoe baie moet jy huil, om iemand se voete nat te huil, en het dan te was, as te ware met jou trane. En daai tyd was die manier van die vrouens om die mans te vang, deur hulle geweldige, lang en prachtige hare, hulle hare was. Hulle het baie na hulle hare gekyk, en sy vat daar die hare wat sy gebruik het, om die mans mee te verlei, sy gebruik daai hare, om die voete van die Here Jesus af te droog. En sy soen. Nou waar sit u lippe? Sal u lippe op 'n deurhandvatsel sit? Dis nie 'n manier nie. Waar sit jy jou lippe? Soen jy enigeen met die mond? Nee. Jy is versigtig waar jy jou lippe sit. En hierdie vrou, so stikkend, so gebroke, sit haar lippe teen die voete van die Here Jesus. Dit is 'n gebroke vrou. Haar seer sien ons. Ons sien haar diens, dat sy salf hom. Ons sien in vers 39 haar verlede. Die Here Jesus, as ons na hom toe kom, sien hy ons verlede, ons hede en ons toekoms. En hierdie ou haal haar verlede op. En Jesus vra hom so hy dink net aan iets. As Jesus 'n profeet was, sou hy geweet het watter soort vrou hierdie is. Oor baie keer ons praat so. Weet julle wat 'n soort mens hierdie is? Dis versigtig vir hierdie soort mens. Daai mens is so soort. Na redding, jou lewe verander. Hy sien haar verlede. En Simon bring dit op. En die Here Jesus vertel dan hierdie verhaal. 2 mense skuld die Heer. 150, 500. En hy skryf hulle albei se skuld af. Wie sal hom die meeste lief hê? Die een vir wie hy die meeste afgeskryf het. So hoe groter ons sonde insien, en die Here Jesus ons daarvan vergewe.
Met ander woorde, eerlik raak. Eg raak, sê Jeremia 2. Eerlik raak, om te sien hoe sondig ons is. Sê nou, vers 42, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En hy veronderstel, sê die skrif, veronderstel? Dis plain eenvoudig. 2 + 2 is 4. Ek veronderstel die een. Hy weet. Daarop draai hy na die vrou. En hy sê vir Simon, Simon, vandat ek hier ingekom het jy nie water vir my voete gegee nie. Onthou, hy het geloop, sandale, heel waarskynlik vuil, moeg, geswel. Sê, Simon, vandat ek hier ingekom het jy nie water vir my voete gegee nie, jy het nie my voete gewas nie. Sy het dit met haar trane nat gemaak. Jy het nie afgedruk nie, sy het dit met haar hare. Simon, vandat ek hier ingekom het jy my nie een soen gegee nie. Maar hierdie vrou het nie opgehou om my voete te soen nie. Vers 46, met olie het jy nie my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete gesalf. Daarop sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief, maar hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. Want die een het besef, as op Engelse woord wat sê, the difference of amount of sin of awareness of sin. Hierdie vrou het 'n diepe awareness van haar sin, 'n bewustheid van haar sonde gehad, wat so groot was. En ek kan myself net indink hoe 'n mens na so 'n ontmoeting weer en weer wil teruggaan na daardie Jesus toe, om hom weer te sien. Daar het Marias, 3-4 van hulle, die Here Jesus gevolg. Toe Jesus gekruisig is, het hulle daar voor by die kruis gestaan. En hulle het Jesus lief gehad. Hulle wil by hom gewees het. En ek dink so, terwyl ek die gedeelte lees, hoe heerlik gaan dit wees, as ons hom kan sien. Ons glo nou, ons hom nie gesien nie, maar ons glo nou. Ons kan nie wag vir daai dag, om hom te sien nie. Die ou stap mos in by 'n plek, en hy vra vir hulle, wie van julle wil graag na Jesus toe gaan? En almal steek hulle hand op. En hy haal sy geweer uit en hy wys vir hulle, sak almal hulle hande. Wil na Jesus toe gaan, maar nie nou nie. Paulus sê, as 'n verlange in my hart om heen te gaan. Ek het so verlang om dood te gaan, om by Jesus te wees, want is verreweg die beste plek om te wees. Het ons 'n verlange om by die Here Jesus te wees? Of soos ons gepreek het in die Pinkstertydperk laas jaar, wil ons hemel toe gaan, of wil ons na Jesus toe gaan? As jy 'n keuse het, dan sal jy dalk vir my sê, man, hemel en Jesus is dieselfde plek. Nee, hemel is hemel omdat Jesus daar is. As Jesus nie daar is nie, is hemel nie hemel nie. So ons wil na Jesus toe gaan. Dis 'n verlang na Jesus. Die kerk is sy bruid, en hy is ons bruidegom. Jou hart verklap dit wat en wie jy die meeste lief het. Dit waaroor jy praat, dit waarvoor jy leef, is dit wat jy lief het. Mag u die Here Jesus lief het. Die grootste illustrasie van liefde is daar aan die kruis vasgeslaan. Waar die Here Jesus sy liefde vir ons bewys het. Die eenvoudige vraag vanmôre is, kan mense deur jou woorde
deur die teenwoordigheid agterkom. Maar hoor hierso, is iets anders aan hierdie ou, of vrou, of kind. Hierdie kind het Jesus lief. Hierdie man het Jesus lief. Hierdie vrou het Jesus lief. Hulle kan oor niks anders praat as oor Jesus nie. Mag die Here Jesus ons help en ons genade gee. En mag hy sy liefde in ons hart uitstort, sodat U hom sal lief hê, met alles wat in U is. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, dankie dat ons hierdie oggend so kan saam wees en weer hierdie verhaal kan lees en het kan bedink wat daar aan tafel moes gebeur, hoe hierdie vrou moes dink en wat hulle gedink het wat daar aan tafel gesit het, hierdie slegte vrou wat inkom terwyl ons eet, terwyl ons aan tafel is by 'n fariseer en hierdie slegte vrou inbars. Wie dink sy is sy, maar sy was so soekend. Dis nou of nooit. Ag Here, mag dit so wees in mense se harte vanmôre. Dis nou of nooit. Dat ek die Here, dis tyd dat ek die Here Jesus sal lief hê met alles wat in my is. My hele siel. Met ander woorde, my wil, emosies en denke. Dat Jesus op die troon van my hart, die beheerkamer, sal sit. En dat ek oorloop van die liefde van die Here Jesus. En die liefde van die Here Jesus my dring om met siele te praat. Die liefde van die Here Jesus my dring om te bid en om verander te kom bid. Dat die liefde van die Here Jesus dring my by die werk om 'n lig te skyn. Here Jesus, ons bid baie keer, maar ek hoor baie min in mense se gebed dat hulle selfs vir U sê, Here Jesus, ons het U lief. En ons as gemeente wil vanmôre kom bely, Here Jesus, ons het U lief. Omdat U ons eerste lief gehad het. En nou, Here Jesus, mag daardie liefde daar buite rondloop. En mense die liefde van die Here Jesus in ons sal sien. Om deur die oë van die Here Jesus na mense te kyk. En nie een, maak nie saak hoe ryk, hoe arm, met hulle te praat oor die Here Jesus. Dankie Here dat ons dit kan bid en vra. In die Koning se naam. Amen. Kom ons staan sodra ons die nood kry en sluit ons af met hierdie lied.